Mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel op hierdie apart gestelde dag, Shabbat. Nou mense, vandag se Torah porsie 46 is na my mening een van die sterkste eindtyd boodskappe van die hele Torah. En dit handel oor my en jou, want ons leef in die laaste dae, en dit gaan oor die wandel van die eindtyd bruid. So die boek van Deuteronomium en die boek van Openbaring kom vandag by mekaar, want ons staan op die vooraand om die beloofde land in te beweeg, en wat verwag Abba van my en jou? Hoe moet ons tabernakels lyk? Wat verwag hy hoe ons moet wandel? En ons gaan kyk na die eienskappe van die eindtyd bruid, en wie volg die bruid? Volg ons die bruidegom, of volg ons die valse bruidegom? En ons gaan kyk na die strategie van die vyand, om my en jou te potjie, om ons te mislei en te verlei. Dis baie belangrik vandag. En dan gaan ons kyk die woord, die Torah woord, ekef, en dis die benaming van hierdie Torah porsie, wat beteken omdat. Nou, omdat julle gehoorsaam is aan my woord, my insettinge, my verordeninge, is daar gevolge. Of omdat julle nie gehoorsaam is nie, dan is daar uiteraard ander gevolge. So, die woordjie ekef beteken eintlik as gevolg van, of omdat, of as gevolg daarvan. Maar dit beteken ook letterlik hakskeen. En dis hoekom my tema vandag, in Torah porsie 46, bekend staan as die hakskeen generasie. En kyk gou mooi wat ek nou verduidelik. Wanneer ons loop, dan sit ons hakskeen in die rigting waarheen ek loop. My hakskeen tref heel eers die grond en dan my voorvoet. En wanneer ek dan die volgende tree gee, dan lig ek my hakskeen op en my voorvoet word laaste opgetel. En wanneer ek hom weer neersit, ek wil dit so wys vir die kamera, en ek sit my hakskeen skeef neer, dan is ek besig om die pad wat ek eintlik moet loop te verlaat. En wat veroorsaak daai skewe hakskeen? Dat ek die pad van waarheid, en die pad wat die bruidegom vir my aandui, heel waarskynlik misloop. So vandag se Torah porsie is ekef, wat beteken omdat, of as gevolg daarvan, maar letterlik beteken dit ook hakskeen. En ons gaan vandag ons Bybels nader trek, ons gaan 'n pen en papier kry, ons gaan skryf, en ek en jy gaan ook toets, Abba, hoe lyk my lewe? Hoe lyk die luisteraar se lewe? Waarmee is ons besig? Is ons nie dalk al in die proses op 'n verkeerde pad nie, en ons is dalk op 'n pad wat vir ons reg lyk, maar die einde van die pad wat vir my reg lyk met my sintuie, is dalk die weë van die dood. So hierdie boodskap vandag is 'n kalibrasie boodskap. Ons gaan gekalibreer word deur die woord, met die inspraak van Heilige Gees, om op die regte pad te bly. Dis hoekom dit so belangrik is, mense, om jou woord te lees en tyd te spandeer met Vader. Ek het in die week, het ek 'n stemboodskap uitgebring, oor, het ek dalk my eerste liefde verloor? Ek is so besig met die dinge van die woord, en ek is so besig met die koninkryk, en ek werk so hard, en Abba sê, hy sê in sy woord in die boek van Openbaring toe, hy sê, ouens, ek sien julle werk hard, en julle is verdraagsaam, en julle het 'n gees van volharding, julle werk hard, en julle word nie moeg nie. Ek sien dit, dis great, dis fantasties, maar ek het dit teen jou. Ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. So hoeveel tyd spandeer ek nog met die woord? Hoe lyk my gebedslewe, wat ek elke dag bid? Soek ek nog sy aangesig? Dis vir my belangrik. So mense, hierdie boodskap is my gebed vir jou wat ingeskakel is, dat ons sal terugkeer na ons eerste liefde. Dat ons sal wandel as die eindtyd bruid, met die eienskappe wat ons hemelse Vader van ons verwag. So voor ons begin, kom ons bid saam, en ons vra vir Vader vandag, dat die woorde van my mond, en die oordeenkinge van my hart, in lyn sal wees met hierdie woord. En asseblief, gaan toets my. Moenie net glo wat ek jou sê nie, gaan toets my in die hand van die woord, en kyk, of ek die waarheid praat, en of ek nie die waarheid praat. Die mense, ek is net 'n mens soos jy. Ek kan dalk ook 'n fout maak, so help my. Kom ons help mekaar as die liggaam,
om Vader te eer en te verheerlik, sodat sy koninkryk daardeur uitgebou sal word. En dis my gebed, dis hoekom ek hier is. Ek wil sy koninkryk bou. Ek wil sy naam verheerlik, want ek vrees sy heilige naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis 'n voorreg vanmôre op hierdie apartgestelde dag, om net u heilige naam te kan aanroep. En ons kom vanmôre as u volk, en ons sê vir u dankie. Dankie vir die woord, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die inspraak van u Ruach. En ons verklaar op hierdie oggend dat ons is so afhanklik van u. U is ons Elohim, u is ons bron, u is ons Vader, u is ons geneesheer, u loop ons vooruit. En ek bid in hierdie môre dat u asseblief met ons sal wees tydens hierdie aanbieding, dat u die woord in ons sal openbaar, en dat ons regtig waar sal verander, en dat ons sal terugkeer na u toe, in gees en in waarheid, dat ons sal teshuwa, dat ons geesmens vandag sal ontwaak. Gees van God, ek bid vanmôre dat u tasbaar teenwoordig sal wees by elke luisteraar, en dat u ons bewus maak van die belangrikheid van u woord, en dat u lieflike naam vandag verheerlik word. Ons is met een doel vanoggend hier, en dis om u naam groot te maak en te eer. En dis my gebed vandag. Vader, ek bid nou dat u woord sy snelle gang sal gaan, en dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart in lyn sal wees met u woord, en dat ons as die bruid sal volg waar die bruidegom ons lei. Vader, dis my gebed, en dis my roepe in die wonderbare naam van Yeshua, Messias die gesalfde, en my gees roep uit. Halleluja. So mense, baie dankie vir vanoggend die skrifgedeeltes wat ons hanteer, en ek wens ek kon elke skrifgedeelte in detail met jou bespreek, en dan gaan ons vir die volgende 2 dae hier sit. Maar dis my belangrik dat jy selfstudie sal doen. So die skrifte wat ons vandag gaan hanteer, is in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 7, vanaf vers 12 tot Deuteronomium 11, tot en met vers 25, en dan Jesaja 49, vers 14 tot 51, Matteus 16, vers 13 tot 20, en dan Efesiërs, hoofstuk 5, vers 1 tot 12. En ek besef net dat hierdie Torah porsie gaan oor die gevolge van my en jou wilsbesluit. Ons sê so maklik, Abba, ek wil u wil doen, maar ons neem besluite, ons wilsbesluite teen hom, en omdat, hier kom die Torah porsie nou, en omdat ek kef, julle eie besluite neem, julle eie wilsbesluite afdruk en domineer, dis hoekom dit gaan soos wat dit gaan. So hierdie gedeelte gaan nie net oor Israel en of my en jou gehoorsaamheid nie, maar dit gaan oor die voorbereiding van die bruid vir die wederkoms, vir Yeshua Messia die gesalfde, want hy is ons bruidegom. En ons is die laaste generasie. Mense, die laaste generasie moet volg in die voetspore van die bruidegom. As jy vandag jou woord het, en ek glo jy het hom, lees saam met my in die gedeelte van Deuteronomium, hoofstuk 7, vers 12. Ek lees vers 12. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister, en dit volbring, stop gedaal vir 'n oomblik, hoor gou waarmee begin hierdie boodskap. En omdat, en ekef, en omdat julle na hierdie verordeninge sal luister, en dit hou, en volbring, 3 belangrike goed, luister, hou en volbring, sal Jotai Wafai die Almagtige, hier is die resultaat van omdat, jou Elohim, vir jou die verbond en die goedertierendheid hou, wat hy aan jou vaders besweer het. Vers 13, hier kom die resultate van omdat, of die gevolge van, en dis hierdie Torah porsie, ekef, vers 13, en hy, Jotai Wafai die Almagtige, sal jou lief hê, hy sal jou seën, en hy sal jou vermenigvuldig. Ek spreek sommer nou 'n profetiese woord oor jou uit. En hy sal die vrug van jou liggaam seën. Sit gou jou hand op jou bors. Sit gou jou hand op jou bors, terwyl ek hierdie lees. En hy sal jou lief hê, en hy sal jou seën, en hy sal jou vermenigvuldig, en hy sal die vrug van jou liggaam seën, en die vrugte van jou land, jou koring, jou mos en jou olie,
die aandeel van jou beeste, die aandeel van jou kleinvee, en in die land wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, om aan jou te gee, omdat jy gehoorsaam was. En dis belangrik om na die verordeninge te luister. En die Hebreëse woord, ekef, is letterlik hakskeen, watter pad loop jy? Nou die oomblik as jy dink aan hakskeen, waarin dink jy? Ek dink aan Genesis 3 vers 15, waar die woord, ek dink dis een van die belangrikste skrifgedeeltes in die totale Bybel, want dit gaan oor saad. Dit gaan oor saad. Watter saad in die eindtyd bruid is suiwer? Of watter saad is gekontamineer deur die dinge van hierdie wêreld? En dis belangrik, hoor gou wat sê die woord, Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Wie is die vrou? Die vrou is die apartgestelde, en die vyandskap is natuurlik die slang of die wêreld of die tradisie godsdiens, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Jou saad wat gekontamineer is, waar jy uitdruklik gesê het, julle sal sekerlik nie sterwe nie, julle kan maar eet van die boom van kennis van goed en kwaad, julle kan maar eet van die boom van misleiding en verleiding, van wêreldgodsdiens en tradisiegodsdiens, julle kan maar daarvan eet, julle sal sekerlik nie sterwe nie. En haar saad wat suiwer saad is, reinheid, heiligmaking, kadosh, hy sal jou die kop vermorsel, hier kom dit nou, en hy sal jou in die hakskeen byt. En daarvoor moet ek en jy versigtig wees. En nou begin die prentjie oopgaan in hierdie Torah porsie ekef, want die slang val nie die kop aan nie, die slang val die hakskeen aan. En ekef sê, diegene wat in die voetspore van Jotai Wafai bly wandel, volhoubaar, luister, vasberade, 'n besluit wat geneem is, ek en my huis, ons gaan Jotai Wafai die Almagtige dien, ons sal uiteindelik die slang vertrap. Ek wil so 'n bietjie stil staan by die hakskeen. Die hakskeen is 'n profetiese skadubeeld van gehoorsaamheid, van wandel, volharding en die pad van die bruid, 'n apartgestelde pad. In Genesis 3 vers 15 is die aanval op die hakskeen. Hakskeen, in ander woorde, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So die slang probeer nie by jou kop uitkom nie. Hy probeer nie jou kop pik nie, hy kom by die hakskeen uit. Hy val jou loop aan. Hoe jy loop, in watter rigting jy loop. En die oomblik as hy jou hakskeen kan aanval, dis altyd die eerste gedeelte en die laaste gedeelte wat die grond tref. Dit spreek op iemand wat 'n pad loop. Daarom sê die woord in Psalm 119 vers 105. Hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En daarom mense pleit ek vandag weer eens by jou. Die oorlog begin met die pad wat ek en jy loop. En dis hoekom ekef beteken hakskeen. En nou kry Deuteronomium nuwe betekenis. En nou is die resultate die volgende. Omdat julle luister, of omdat julle nie luister nie, is daar gevolge. Met ander woorde, omdat julle in my voetspore wandel, die verbond wat ek met julle het, wandel julle daarin, en dit versterk en verdiep julle geloofswandel. En nou kom daar 'n volharde wandel, aan die woorde, ek wandel met 'n gees van volhardheid. Ek wandel om nie af te wyk nie, ek is gedissiplineerd met 'n standaard, en ek wandel in gehoorsaamheid, en dis die eienskap van die eindtydbruid. Want die bruid volg die bruidegom. In Efesiërs hoofstuk 5, in hierdie geleesde gedeelte, pas perfek daarbey aan. En hoor gou wat sê Paulus, hy sê die bruid bepaal nie die roete nie. Die bruid volg die bruidegom. En dis presies wat Yeshua gesê het. Toe Yeshua by die disippels kom en hy kry sy disippels by mekaar, 'n klomp vissermanne, toe sê hy vir hulle een woord, volg my. Moenie 'n kerk volg nie, nie 'n denominasie nie, moenie die wêreld volg nie, moenie die fariseërs, volg my. Want die bruid kyk voortdurend na die voetspore van die bruidegom. Hy lei en ons volg. Dis presies wat Noag gedoen het.
Noag het gewandel saam met Jotywafai die Almagtige. Hy was vroom en godvreesend en hy was 'n man wat op en uitgestaan het onder sy tydgenote. Dieselfde met Henog, dieselfde met Elia. Was 'n vroom man gewees. Weet jy wat besef ek? Daar was een ding wat die duiwel en Jotywafai saamgestem het. Oor Job. Oor Job. Die duiwel het saamgestem en Jotywafai het saamgestem. Hulle het nie beklei oor hierdie aangeleentheid nie. Hulle het geweet dat Job was 'n regverdige man onder sy tydgenote. Job, hy was 'n vroom, regverdige, heilige man onder sy tydgenote. Dis die eerste keer wat ek al gelees het, wat die duiwel en Jotywafai saamstem oor 'n persoon. Dit was Job. Mag ek en jy so wandel as die eindtyd bruid, Ekef, en omdat julle so wandel, en omdat julle op hierdie pad wandel, en omdat julle besluit het, daarom sal ek julle inlei deur my genade in die beloofde land. En daarom kyk die bruid voortdurend na die voetspore van die bruidegom. So waar lê die voetspore? In sy woord. Hy is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, en dis die beeld van Ekef. So wat is die slang se strategie? En nou kom die waarneming wat ek dink is baie sterk. En veral in hierdie laaste dae. Die slang hoef nie die bruid dood te maak nie. Hoor mooi. Jy hoef nie te vrees vir jou lewe nie. Die slang hoef nie die bruid dood te maak nie. Al wat die slang wil doen is, hy wil die bruid van die pad afkry. Hy wil jou hakskeen skuif. En dis presies wat met Eva gebeur het. Dis presies, en dis 'n goue draad reg deur die woord tot Openbaring 13, waar die klimaks van verleiding plaasvind. En dit begin al reeds in die boek van 2 Tessalonisense. En dis presies wat met die volk gebeur het, net voordat die beloofde land ingegaan het. En hulle het gesterf in die woestyn, want hulle het 'n verkeerde pad gewandel. Hulle het gesukkel om die greep van Egipte van ontslae te raak. Egipte was deel van hulle mondering gewees. En daarom het die volk nie in die beloofde land ingetrek nie. Al wie oorgebly het van die eerste generasie was Josua en Caleb. Even Moses het nie die beloofde land ingegaan nie. Hy kon dit net sien van 'n afstand, maar het nie die beloofde land ingegaan nie. So wat die duiwel doen is, hy verander nie die bestaan van Jotywafai nie. Hy verander die waarheid. Het Elohim werklik gesê, jy mag nie van hierdie boom eet van kennis van goed en kwaad nie? Het hy regtig dit bedoel? Ek kan mos maar dit doen, want hy ken my hart, en hy weet waardeur ek gaan, en ek is mos maar net 'n mens. Misleiding. Laat die mens van die pad afstap. En die oomblik as jy van die pad afstap, dan kom die bruid en die bruid verwoes haarself. En dis die gevolge, en die woord is baie duidelik in Romeine hoofstuk 10, waar die woord sê, hy sê, manne en vroue, ek sien julle het hierdie ywer om Jotywafai te dien, maar julle dien hom op julle manier. Julle dien hom op julle eie geregtigheid. Dit wat hy vir ons daarstel, die pad wat hy vir ons gee, ons misplaas dit. Met ander woorde, ons is gebyt aan die hakskeen, en daarom is ons van die pad af. In die gebeurde hartseer ding, in die boek van 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, en dit verduidelik. Hulle ontvang nie die liefde vir die waarheid nie. En omdat hulle nie die liefde vir die waarheid het nie, het die vyand dit reg gekry om hulle in die hakskeen te byt. En hulle op 'n ander pad te sit wat reg lyk, maar die einde daarvan is jy weer van die dood. En omdat, hoor mooi, Ekef, omdat hulle die leuen geglo het. Mense, hier is my van kardinale belang. Ekef, omdat, hoor mooi. En omdat hulle die liefde vir die waarheid verwerp het. Daarom, as gevolg daarvan, het Jotywafai die Almagtige die krag van die leuen in hulle gestuur. Kan jy sien oorsaak en gevolg? Ekef, hakskeen generasie. En omdat Ekef hulle die waarheid nie lief gehad het nie, omdat hulle nie gehoor het nie, en omdat hulle die woord en die waarheid van die woord nie lief gekry het nie, daarom het ek die krag van die dwaal in hulle gestuur. En nou is hulle op 'n verkeerde pad. So wat het gebeur? Jou hakskeen is dan gepik of gebyt deur die slang.
wat misleiding en verleiding veroorsaak. En dis die patroon wat ons sien in die boek Openbaring. Dis die patroon wat ons ervaar, goue draad reg deur die woord van al die konings. Hy het goed begin, hy het sleg geëindig. Hy het dit gedoen wat verkeerd was in die oë van Jotwafai die Almagtige. Hy was nie soos sy vader gewees nie, die weer van Jerobeam, en so kan ek aangaan. En weet jy hoe begin dit? Eers met die hardheid van die hart, en dan kom ongehoorsaamheid, en die oomblik wanneer jou hart verhard is, man, ek het my kerk, en ek het my pastoor, en ek het my Bybel, en ek doen maar dit, ek hoor wat jy sê van Kersfees, maar ek gaan daarby bly ter wille vir my kinders. Dis die verhardheid van jou hart. En dan tree, dis die oorsake, en omdat jou hart verhard is, ekef, nou dra jy die gevolge. En die gevolge is dan ongehoorsaamheid. En wanneer ongehoorsaamheid inkom, moet jy weet, jy's gebyt aan die hakskeen, en nou kom misleiding, en dan leef ons in die leuen, en nou kom die gevolge, omdat ons in die leuen lewe, en ons besef dit nie eers nie. Kan jy sien die plan van die vyand? En nou loop ons 'n verkeerde pad, want my hakskeen is anders geplaas op die pad van die bruidegom. So mense, die Openbaring vind plaas in die laaste Bybelboek, in die boek van Openbaring, waar die bruid die lam volg, waar ook al die lam lei, volg die bruid. Openbaring 14 vers 4. Die bruid in Openbaring 12, 13 en 14 hou die gebooie van Jotwafai die Almagtige. Hulle dra die getuienis. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Die eindtyd bruid koop nie die leuen nie, ons koop die waarheid, ons koop die waarheid, ons salf ons oë om te kan sien, ons koop goud wat gelouter is, ons bly op die smal pad, ons loop agter die lam, die bruidegom, Yeshua Messia die gesalfde, met ander woorde, die slang byt, maar ons hou die pad. Die bruid hou aan loop, die bruid kyk nie terug na Babylon, of na Egipte, of drink die water van Moab nie, die bruid is standvastig, en volhard tot die einde. En dis ek en jy, die hakskeen generasie. Al kom die slang, en hy byt my in die hakskeen, en mense, ek self kry die boodskappe. Maar mense vir my sê, hoor die frik, jy's van die wa af, of dit of dat, en hulle vloek jou, en hulle doen 'n klomp dinge. Dis okay. Ek sal bly volhard tot die einde. Die hakskeen verteenwoordig nie net bloot 'n liggaamsdeel nie. Die hakskeen verteenwoordig die wandel van ek en jy as 'n verbondsvolk, as 'n apartgestelde. En die bruid moet haar oë rig op die voetspore van die bruidegom. En dis, mense, dis 'n kadoshpad. Dis 'n afgesonderde pad. Dis 'n eensame pad. Die slang se aanval is in die eerste plek nie om fisies te vernietig nie. Die plan van die slang, van die duiwel, is om ons deur misleiding van die pad af te laat gaan. Diegene wat hulle harte verhard het, diegene wat die leuen glo, diegene wat nie wil teshuva nie, uiteindelik ontvang hulle die krag van die leuen. Ek het dit net op jou behandel, maar dis die eindtyd bruid. En die stryd in die eindtyd gaan nie net bloot oor kennis van die woord nie, ons hardloop agter kennis en kennis en kennis. Mense, ek vra vandag vir jou, het jy aangemeld vir gehoorsaamheid? Ek kies om die voetspore te volg van my meester, Yeshua, om die pad te loop. En in Matteus 5 sê hy sê, julle sal ter wille van my naam, sal julle vervolg word, julle sal vals beskuldig word, jy sal geetiketeer word deur jou familie, deur jou mense, deur jou vriende en jou kollegas. Waar jy kom, gaan hulle gesigte van jou af wegdraai. Die woord sê dit in Matteus 5, omdat jy ly ter wille van my naam, en die saak en die pad wat jy loop, en omdat ekef, jy dit doen, sal ek genade oor jou projekteer en jou inlei in die beloofde land, wat ek beloof het met 'n eed. Kan jy sien hoe belangrik is dit? So die woordjie ekef is afkomstig ook van, as jy nou mooi daaraan dink, onthou jy vir Jakob en vir Esau, waar Jakob in die hakskeen gegryp het van Esau, wat beteken verdring, of dit beteken bedrieg, en dis die familiewoord waar Jakob sy naam vandaan gekry het. En omdat hy Esau se hakskeen vasgehou het, en jy kan dit gelees in Genesis hoofstuk 25 vers 26, en hier is 'n merkwaardige gedeelte in die skrif in terme van die hakskeen,
En die hakskeen beteken eintlik getroue navolger van Jotai Wafai, die Almagtige. En dis die plek waar die vyand my en jou wil probeer verlei en laat struikel. Weet jy mense, jy kry sielswonde. Sielswonde soos byvoorbeeld, ek is teleurgesteld, ek voel nie goed oor myself nie, verwerping, vrees, skuldgevoel, selfhaat, of selftrots, of die eie ek. Dis 'n klomp sielswonde, ek het nou maar 'n paar genoem, daar's baie meer. En wanneer ek 'n sielswond beleef en ervaar, dan met tyd, en ek behandel dit, en ek kry berading oor dit, en ek kom oor daai hekkie, dan genees ek. Dit bly daar, dis hier in my agterkop, en wanneer die aanval kom, dan identifiseer ek dit, en ek elimineer dit, deur die woord, en in die naam van Yeshua, elimineer ek dit. En dan kry jy 'n geeswond. Nou 'n geeswond is wanneer die vyand toelaat dat ons geesmens baie keer seer kry. Ek bedoel, ons bid en ons bid en ons bid en ons vra, en daar kom net nie deurbrake nie. En ons sien dit as 'n geeswond. En dis baie keer wat die volk ervaar het, dis baie keer wat ek en jy ervaar het. Abba, hoe kan u toelaat, ek wat u woord lees, ek wat tyd met u spandeer, hoekom gaan ek deur hierdie moeilike tyd? Hoekom voel dit vir my, ek is in hierdie woestyn, en ek kom nie uit nie, en die beloofde land bly ver, en ek bid, en ek hoor nie, u hoor my gebed nie, u antwoord my nie. Abba, wat doen ek verkeerd? Dis 'n geeswond. En dan begin jy wantrou. En dan begin jy na ander rigtings kyk. En dis die byt in die hakskeen van die vyand. En al wat Abba doen is, hy wil hê jou hart moet geopenbaar word. Hy kom plaas soms druk op ons. As jy druk plaas op 'n lemoen, kom lemoensap uit. As jy druk plaas op 'n appel, kom appelsap uit. En as jy druk plaas op 'n gelowige, wat kom dan uit? Wat kom dan uit? Jy moet pas op. Ek is soos 'n landmyn, as jy op my trap ontplof ek het 'n kort draad, jy moet pas op vir my. So wat kom uit? Hy toets ons. Die oorlog gaan oor die hakskeen. Die oorlog gaan oor die pad. Die nou pad en die breë pad. Die oorlog gaan oor wie volg ek? Die bruidegom. In die laaste generasie, ek en jy, sal uitgeken word aan ons aanvalle. Die woord sê ons, vermenigvuldig is die aanvalle teen die regverdige. Maar uit elkeen van hulle sal Jotai Wafai die Almagtige julle kom red. En al wat ek en jy moet doen is, ons moet bly vasstaan met 'n gees van volharding. Mense hoor my, ek en jy is nog nie geslaan. Ons het nie skibreek gelei nie. Ons het nog nie 'n plek gehad waar ons ons hoofde nie kan neerlê nie. Al wat ons teen ons kry is familie en woorde. En nou wil ons polse sny. Daar kom tye in hierdie wêreld, mense, nie baie ver van nou af nie, waar ek en jy onder verdrukking gaan. Dis hoekom hierdie woord belangrik is, dat jy hierdie woord nie sal vergeet nie. Die vraag vanoggend is by hierdie aanbieding, hoe skoon is ek en jy? Hoe skoon is ek en jy in hierdie tabernakel, hierdie tempel? Want onthou net, Elohim of verwoes onreinheid in sy tabernakel, of hy onttrek. Die twee seuns van Aaron het hy verwoes, want hulle het vreemde vure ingebring. Hy het die vuur aangesteek uit die hemel, dit is 'n heilige vuur, en hierdie twee manne bring vreemde vure in, en daai vreemde vure is eintlik, hulle wou weer gehaat het wat hulle gehaat het. Hulle wou weer ervaar het wat hulle op die berg ervaar het saam met die 70, en hulle bring vreemde vure in, en dit was onaanvaarbaar geweest. En hulle het nie die pad gewandel van Jotai Wafai die Almagtige nie. En omdat hulle vreemde vure ingebring het, is hulle verwoes deur 'n heilige vuur. Dis die gevolge van omdat. Dis die gevolge van my eie wilsbesluit. So in my tempel of in my tabernakel is Elohim hier, want ek het 'n kados lewe, of hy verlaat, want ek het 'n onrein lewe voor sy aangesig. Ek loop 'n verkeerde pad, en ek is verhard in my hart, en ek glo die leuen in steede van die waarheid. En nou kry jy die fisiese en die geestelike riekelm. Dit wat in die geestelike riekelm hier van toepassing is, spoel uit in die fisies. Ons het fisiese onreinheid vanweë geestelike
onreinheid, of ons het fisiese skoonheid as gevolg van geestelike skoonheid in ons. Hoe lyk jou tempel? Hoe lyk jou tabernakel? So dit wat in die hart is, kom by die mond uit. Dis hoe ek funksioneer. My funksionaliteit is eintlik 'n gees, realiteit in my mondering wat uitspoel in die fisies, in die vlees. Lees gou saam met my Markus 7, vers 20 tot 23. Hoor gou wat sê Yeshua die Messias. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Vers 21. Want van binne, uit die hart van die mense, kom wat? Kom slegte gedagtes, kom egbreek, hoerery, moord. Gaan toets jou hart. Vers 22. Diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, selfoon, TikTok, Facebook, pornografie, afguns, lastering. Mense, ons praat so vinnig oor hierdie goed. Ek wens ek kan hier by stil staan met slegte gedagtes. Ek wens ek kan stil staan by hoerery en moord met jou tong. Ek wens ek kan stil staan by afguns en lastering en hoogmoed en dwaasheid. Vers 23. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. So nou vra ek die vraag. Is Jotywafai die Almagtige nog woonagtig in ons tempels? Ja of nee? Of het hierdie goed wat deel gevorm het van ons wandel, want ons hakskeen is gebyt en ons het die pad verlaat, hoe lyk ons lewens? Hoe verteenwoordig ons hom elke dag op ons weë? Al ervaar jy 'n woestyn bestaan, al ervaar jy's nog soms in Egipte, en waar mense jou nie sien vir wie jy is nie, maar hulle sien jou as 'n geleentheid en hulle trap jou, hulle trash jou en hulle sien jou as 'n geleentheid en hulle misbruik jou. Hoe leef jy dan? Hoe leef jy dan? Want die fisiese onreinheid in hierdie wêreld, die fisiese onreinheid wat jy in hierdie wêreld sien, mense, is die toestand van die geestelike aspekte van die mense in hierdie wêreld. En ek wil vandag sê dat ons is vasgevang in geestelike armoede. En dis hoekom ons hardloop na profete, en ons hardloop na dit, en ons hardloop na dit, net om 'n woord te kry. En dit bring my by die volgende. En nou gaan daar 'n klomp mense wees wat vir my baie kwaad gaan wees. Maar dis okay. Ek is nie hier om mense te please nie, ek is nie hier om mense te vertel wat hulle wil hoor nie, ek vertel jou vandag wat jy moet hoor. Ek staan soos 'n Jeremia. Dit bring my by die volgende. Neem kennis van die volgende, maak 'n aantekening. Jy kan fisies besny wees aan jou voorhuid in terme van die verbond. Maar jou hart is nie besny nie. Dan het jou fisiese besnydenis, zippo, geen betekenis en het van geen nul waarde van hoegenaamd enige aard in jou mondering nie. Jy kan fisies besny wees as jy arrogant is en jy's gulsig en jy's 'n leienaar, jy's 'n bedrieër, jy's koud, jy's afsydig, dan beteken die fisiese besnydenis vir jou niks en dit bring jou nêrens nie, want dit gaan oor die verteenwoordiging van Elohim in 'n wêreld wat verdrink in duisternis. So besny, en ek praat met hulle, ek is besny, maar ek is betrokke met 'n buiteegtelike verhouding. Ek is besny, maar ek gebruik vloektaal wanneer ek preek. Ek is besny en ek is arrogant in my benadering. Ek is besny en ek het verhoudings met ander vrouens. Of met ander vrouens. En ek het Facebook verhoudings met ander vrouens, maar ek is besny. En net ek gaan hemel toe en ek kan doen en maak wat ek wil want ek het die besnydenis. Kan ek vandag vir jou sê dit beteken vir jou niks? Jy kan besny wees, maar jy's jou grootste skinderbek. Of jy's 'n dief en jy's onbetroubaar en jy verwoes huwelik en jy verwoes mense vanweë jou koudheid, vanweë jou verharde hart en jou arrogansie en die cru taal wat jy gebruik. Dis 'n slegte voorbeeld wat jy stel. Hoe op aarde kan die lig van Jotywafai die Almagtige dan verteenwoordig is met 'n man of 'n vrou
wat voldoen aan die ritueel, maar daar's geen gewete nie. Geen gewete nie. En waar mense gemeentes skeur. Want jy sien, ek is afgunstig en ek skinder hier en ek praat hier en hulle skeur gemeentes. En waar hulle kom is hulle monde oop om slegte saad te saai. Maar ek is 'n Torah volger. Ek's 'n Torah volger. Ek's 'n Torah volger. Die Fariseërs het presies dieselfde gedoen. En Paulus, wat baie mense etiketeer as 'n slang, mense asseblief, gaan lees jou woord. Paulus het dit verkondig wat Yeshua verkondig het. Gaan lees jou woord. Die Fariseërs het dieselfde geopenbaar. Hulle was 100% in lyn. Perfek met hulle rituele, met die aanbieding van reinigingsprosedure, 100% in lyn. Hulle het al die uiterlike gehad en die baard en die tosseltjies en die tsitsies en alles en die besnydenis en alles. En Yeshua sê vir hulle, julle wit gepleisterde grafstene man, julle rituele en julle uiterlike goed wat julle dra, beteken niks as julle harte nie besny is nie. Wat help dit jou om ritueel korrek te wees, maar jou hart is vol boosheid? Wat help dit jou? Yeshua beskuldig hierdie ouens. Hy sê vir hulle, julle is bo blink, julle is onderstink man. Julle lyk op sigwaarde, lyk julle heilig, maar julle is allermins so heilig. En julle is Torah volgers en dis die feeste en dit is, julle eet die regte kosse en julle is, alles is reg. Maar as jy jou mond oopmaak, skeer jy en jy verwoes en jy breek af. Jy gaan hemel toe en jy gaan nie hemel toe nie. Hulle praat so. En die wat die tsitsies dra, ek dra hom ook op Shabbat. Die wat die tsitsies dra, jy dra eintlik 'n verantwoordelikheid om sy gebooie uit te leef en hom te eer en te respekteer. Dit dien geen doel dat jy 'n tsitsie uiterlik dra. Jy dra hom uiterlik, maar jy's beterwetig. Jy het gearriveer as trotsheid. Jy's geniepsig teenoor ander mense wat dit nie dra nie. En jy getuig uiteraard dan nie van die beeld van Elohim wat jy moet verteenwoordig nie. Inteendeel, ons doen sy beeld skade. My vraag vandag is, die toewyding wat ons toepas om verkeerde kosse te vermy wat onrein is presies dieselfde protokol. Ons vermy dit, want ons mag dit nie eet nie, want dis nie kosher nie, en ons doen nie dit nie, maar ons loop 'n ander pad. Vir wie is ons besig om voor te lieg? Vir onsself. Ek besef vandag, ons almal het tekorte. Ons almal skiet kort. Ons almal ontbreek aan die heerlikheid van Elohim. Almal. Jy kan maar wees wie jy wil. Ons almal ontbreek. My gebed vandag vir my en vir jou is dat ons weer op die regte pad sal kom. Nou besef ek, as ek so met jou praat, besef ek eintlik, wat is die waarde van Yeshua Messia wat sy lewe afgelê het, sodat hierdie goed wat ons aftrek en wat ons op die verkeerde pad hou, ons te help. En deur sy genade het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Dit bring by my 'n afhanklikheid om te sê, Abba, dankie. Ek is so dankbaar teenoor U, Yeshua Messia, vanweë die volmaakte werk op Golgotha, het die voorhangsel geskeur, kan ek deurstap na die allerheiligste. Dankie daarvoor, ek meld aan vandag met nederigheid, met aanbidding, om dit te doen wat vir U welbehaaglik sal wees. Wat sal ek sonder U doen? Niks nie. My siel vergeet geen een van die weldade van die Skepper God, die Heilige van Israel. Laat dit bekend word vandag op hierdie Shabbat. Hy's heilig, hy's kadosh, hy's regverdig, hy's reg, hy's geregtig, en dat ek en jy daarin sal wandel, en dat ek en jy as die eindtyd bruid sal volg in die bruidegom se voetspore, en hom eer en respekteer, en weer sy naam sal vrees. Mense, daar's afhanklikheid. Vir my die afgelope ruk is afhanklikheid, nederigheid en dankbaarheid so belangrik in my mondering. En ek fokus op waarheid en op balans en op grense. Maar ek kan nie my grense oorskry terwille van mense en mense se opinies nie. En daar skade wees. Daar skade wees in hierdie woord.
Hoor gaan wat sê Deuteronomium 8 vers 1. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jy mag lewe en vermenigvuldig, en dat jy mag inkom in die land en in besit neem wat Jotawaf die Almagtige, julle Elohim, aan julle vaders met 'n eed beloof het. En in die woestyn moet ons ontslae raak van Egipte en van Babylon. Dis waar ons nou is. Mense, ons moet klaar kry met wêreldgodsdiens en tradisiegodsdiens. Om uit te kom, gaan vernedering beteken. Mense gaan jou etiketeer, hulle gaan jou veg, hulle gaan jou onder sensuur wil plaas, hulle gaan jou verwerp. Dis vernedering, maar ek en jy word getoets. Ons gaan honger ly. Jy gaan dalk nie eens weer betrokke kan wees by 'n gemeente. Jy gaan verlang na die fellowship. Jy gaan honger wees vir gesamentlike aanbidding. Jy gaan dit ervaar. Hier kom die antwoord in vers 2 van Deuteronomium 8. Sodat hy kan weet wat in jou hart is. Mense, die bruidspad is 'n alleenpad. Hoor gaan wat sê hierdie woord. En jy moet dink aan die hele pad waar langs Jotawaf die Almagtige, jou Elohim, jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Tot jou verootmoediging, tot jou beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dis hoekom. Ons kan nie moeg word nie. Ons kan nie uitval nie. Ek en jy moet vas staan. Hy weet wat in ons harte aangaan. Hy ken ons pad. Hy ken ook ons leebeloftes, of hy ken ons volmaakte beloftes. As ons sê, Abba, ek keer terug na U toe. Abba, ek gaan dit doen. Wees met my, wees my genadig, laat U gesig oor my skyn en my vrede gee. Hy weet wat in ons hart is. Maar hy wil ook hê dat jou hart moet geopenbaar word, en dis hoekom hy druk op ons plaas. En daai druk, mense, is om purity, om suiwerheid uit te bring. Kan ek gou vandag vir jou sê, die eindtyd gaan nie mense verander nie. Die eindtyd gaan mense openbaar. Die tweede skaduwee in hierdie Torah porsie is die manna. Die manna, met ander woorde, hemelse kos. En dit gaan nie net hier oor die kos hier, dit gaan oor Yeshua, wat vir sy bruid sal voorsien. En Yeshua as die brood van die ewige lewe wat neergedaal het, en hy het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Dis eintlik waaroor dit gaan. So hy het reeds vir ons in hierdie Torah gedeelte vir ons kom brood gee, die brood uit die hemel uit. En waar het hy gekom? Hy het vlees geword. Hy is die brood van die ewige lewe. En jy tel elke dag net genoeg op vir daardie dag. Ek lees elke dag om gevoed te word deur sy woord elke dag. Hierdie woord is van toepassing vir my vir vandag. Ek weet nie of ek môre gaan leef nie. Ek weet nie of ek môre hier is nie. Elke dag niet. Kan nie opgaar van môre nie. Behalwe op Shabbat. Op Shabbat dan gaar ek op vir Shabbat. Dit beteken dat die bruid, ek en jy, leef elke dag, daagliks in sy afhanklikheid. Mense, dis waar ek wil wees. Ek wil in sy afhanklikheid wees. Ek wil verklaar, U is die bron. Die bediening is net die sisteem. Ek vertrou nie op die bediening nie. Ek vertrou op die bron van die lewe. U is my bron. Die derde skaduwee in hierdie Torah porsie is die klere wat nie verslyt het nie. En dit klink soos 'n wonderwerk. Maar op 'n dieper vlak, as jy gaan verder studeer, dan kom jy agter, dis eintlik geestelike bedekking. In Openbaring, kan jy sien die boek van Deuteronomium en die boek van Openbaring. In Openbaring sê die bruid moet sonder vlek wees. Die wêreldstelsel, die wêreldtradisie, die kerktradisie wat ons geleer het vanweë die katolisisme wat ingekom het vir 1700 jaar, moet wegsluit. Hierdie kleed moet skoon wees. Die bruid moet 'n geestelike kleed ontvang. Daai kleed moet nuut wees, dit moet vars wees en dit moet so gehou word. Die vierde skaduwee in hierdie Torah porsie is die 7 nasies. Gaan lees dit self. Die Hewitiete en die Gergasiete en die Amorite, gaan lees dit self. Weet jy hoekom 7? 7 beteken die 7 volke. 7 beteken volmaak. As jy volmaak van hierdie 7 nasies in jou geestelike lewe kan ontslaa raak, dan verstaan jy die pad wat jy moet loop. Maar as jy dit nie doen nie, en van hierdie 7 nasies met hulle eienskappe,
raak gekontamineer in jou wandel, gaan hulle vir jou potjie, en hy gaan jou in die hakskeen byt, en jy gaan die pad van waarheid verlaat. Daai 7 nasies verteenwoordig hoogmoed, kompromie met hierdie wêreld. Ag nee, ek verstaan Kersfees is verkeerd, maar ag wie wat ek doen dit maar net ter wille van die familie. Nee, ek verstaan dat Vadersdag en Moedersdag, maar wie wat ek moet dit nou maar doen, want ons kerk bied dit nou maar aan, so ek gaan nou maar. Valentine, ag ek gaan nou maar 'n ou bekertjie koop en 'n kaartjie koop. Ek wil hom net vir my vrou wys ek is lief vir haar of andersom. Dis kompromie. Derdens, afgoderry. Vierdens, baie prominent die afgelope tyd in die seisoen waarin ons leef, seksuele onreinheid. Vrees, rebellie, ongeloof. En ek besef vandag terwyl ek met jou praat dat voordat Israel die beloofde land kon binnegaan en dit kan geniet, moes hulle ontslaag geraak het van hierdie 7 nasies. En ons moet ontslaag raak van hierdie 7 eienskappe, want jy sien, daar's 'n geestelike riekelm en daar's 'n fisiese riekelm. Hierdie 7 nasies was betrokke gewees met idolatry, in afgoderry en omkopery en verkeerde dinge in die vlees, omdat hulle geestesriekelm gekontamineer was met dit. Ons kan nie bekostig om vermeng te raak met dit nie. Ons moet dit uitkry, en dis hoekom die volk dit moes verwerp en gekanselleer het en het geveg en doodgemaak het voordat hulle in die beloofde land kan inkom. Ek en jy is die eindtydbruid, en voordat ons die koninkryk kan beerwe wat aan ons beloof is deur Yeshua Messia die gesalfde, en dis hoekom hy sy lewe vir my en jou afgelê het, moet hierdie vlees dinge sterf. Hoogmoed moet sterf. Nee, dit moet vrek. Kompromie, ek kan nie kompromie aangaan nie. Afgoderry, seksuele onreinheid, vrees, rebellie, ongeloof, dit moet gaan. Die 5de skaduwee, belangrik, Deuteronomium 8. As jy in die beloofde land inkom, en omdat jy my woord bewaar, en omdat jy gehoorsaam is, sal ek die vettigheid van hierdie aarde vir jou gee. En wanneer jy dit ontvang, en wanneer jy dit geniet, moenie vergeet nie. Moenie vergeet wie jy is nie. Moenie vergeet wie is jou bron nie. Moenie wanneer jy versadig is, en wanneer jou behoeftes en jou begeertes is volbring nie. Moenie vergeet nie. Want dan raak jy soos in die boek van Openbaring, soos die laaste gemeente, die lauwarm kerk, die gemeente van Laodicea. Jy raak dan soos wat hulle raak. Met ander woorde, dan kan jy sê, maar ek is ryk, ek kort niks. Dan kom Yeshua en hy sê, julle is eintlik blind en julle is naak en julle is beklaanswaardig. En dis die grootste gevaar in die eindtyd. Maar die gelowige, die volger van Yeshua, dis die grootste gevaar vir die eindtyd gelowige, is nie vervolging nie, maar dis voorspoed wat ons geniet, sonder afhanklikheid van hom. Elke dag, Abba, my afhanklikheid is by U. Ek kom met 'n nederige gees voor U aangesig. Ek buig voor U. My afhanklikheid is by U en my hart is dankbaar oor dit wat U vir my gee. Mense, kan jy sien hoe belangrik is hierdie Torah porsie? Kan jy sien wat ek in die begin vir jou gesê het? Dat hierdie Torah porsie is absoluut ingeweef in ons hakskeen generasie. Ons is die laaste generasie op hierdie aarde. En nou kom Jesaja 49 en Sion sê, Jotai Wafai, het U my vergeet? Want hoe so baie mense voel. En hy antwoord en hy sê, ek vergeet jou nooit. Sal 'n mamma die baba wat sy soog vergeet? Nee. As 'n mamma dit nie vergeet nie, wees verseker, ek sal dit nooit aan jou doen nie. Sy kan dalk vergeet, maar ek sal jou nie vergeet nie. En Jesaja wys vir ons dat hy werk steeds elke dag in ons lewens. Hy bou steeds Jerusalem. Hy herstel steeds sy volk. In Jesaja 51, hy sê, ek sal kom en ek sal Sion vertroos. En ek sien 'n nuwe Eden. Ek sien 'n nuwe hemel en ek sien 'n nuwe aarde. Die woestyn het verander in 'n tuin en die tuin het verander in 'n paradys. Presies dieselfde patroon waar ons was. Dit was Egipte, dis die woestyn, dis die beloofde land en uiteindelik die nuwe Jerusalem. Hoe lyk die pad waarop jy is? Verteenwoordig jy
Jotai Wafai die Almagtige, is jy die ambassade op aarde om hemel te verteenwoordig. En mense, nou kom ons by een van die mees sensitiewe onderwerpe in die moderne bestaan 2026. Vanweë hierdie onderwerp het baie torragroepe al gesplit en opgeskeur. Baie families is uitmekaar uit as gevolg van hierdie onderwerp. Baie vriendskappe is beëindig, selfs familiebande is geskeur deur dit. Matteus 16. Wie sê julle is ek? Is ek net 'n profeet? Is ek net 'n mens? Of is ek Elohim wat vlees geword het? Ek vra sommer die vraag vir jou. En hier verander alles. En Petrus ontvang die openbaring. Nie geleerdheid nie, Petrus ontvang die openbaring. En hy sê in die korrekte vertaling, U is God die Seun. Nie die Seun van God nie, U is God die Seun. Want die woord het vlees geword. En in die begin was die woord. En die woord was by Elohim. En die woord was Elohim. En hy is die Godheid volmaak, liggaamlik. Dis wie hy is. En terwyl ek en jy met mekaar praat, is die engele besig om voor sy aangesig te buig. En hulle roep uit, Kadosh, Kadosh, Kadosh. En Yeshua antwoord vir Petrus en hy sê vir hom, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Die rots, nie Petrus nie. Dis die openbaring wie die Messias werklik is. Hy is die rots. En dis die eindtyd bruid. Die eindtyd bruid sal nie deur tradisie staan nie. Die eindtyd bruid sal staan met die openbaring van die waarheid. Omdat julle gehoorsaam is. Deuteronomium 7 vers 12. Aan my insettinge, my verordeninge en my gebooie. Omdat sal ek die volgende doen. As gevolg van. En dan kom die resultate. Daar's 'n oorsaak en 'n gevolg in die koninkryk. En hier is die gevolg van die oorsaak. En ons moet kies om te wandel in Kadosh, in gehoorsaamheid. En dan gee hy vir ons die sleutel. Wanneer hy oopsluit, sal niemand toesluit nie. En wanneer hy toesluit, sal niemand oopmaak nie. En dit gaan oor die regeringsgesag van Jotai Wafai die Almagtige oor sy bruid. Koninkryksgesag. Nie wêreldmag nie, maar geestelike autoriteit. En dis die koninkryk. Matteus 24 vers 14. En wanneer hierdie evangelie van die koninkryk verkondig word oor al die nasies, dan sal die einde kom. En nou kom Paulus en hy sluit af eintlik met hierdie pragtige gedeelte in Efesiërs 5 en hy sê, ouens, wees dan navolgers van Elohim. Navolgers beteken loop agter hom aan. Volg sy voetspore. Kom weer in lyn met Ekef, omdat julle loop, omdat julle gehoorsaam, omdat sal die hakskeen gebyt word, maar ons gaan ons nie steur aan die hakskeen nie, want ons bly wandel met 'n gees van volharding op die noupad, op die bruidspad, en ons sal dit bereik wat hy vir ons voorberei het. En hy sal sy engel vir ons stuur, sodat ons hom kan volg, soos 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Hoor gou hierdie pragtige openbaring. Genesis 3. Die slang val die hakskeen aan. Deuteronomium 7. Omdat Ekef, julle bly wandel in my weë, sal daar resultate wees. Jesaja, Sion word herstel. Matteus 16, die Messias bou sy bruid. Efesiërs 5, die bruid wandel in lig, hierdie ewige lig. Openbaring 19, die bruid is gereed. Ek en jy is gereed op hierdie Shabbat. En die hele boodskap van die hakskeen generasie, die hele Ekef boodskap, vertel ons eintlik, ons is 'n volk, wat deur gehoorsaamheid, deur beproewing, deur daaglikse afhanklikheid, word ons gevorm, totdat ons gereed staan, vir die wederkoms, van die bruidegom, Yeshua, Messia, die gesalfde. Kan ek jou 'n vraag vra vanoggend, op hierdie apart gestelde dag? Wees eerlik met jouself. Frik, wees eerlik met jouself. Ek gaan. Eerste vraag. Skryf neer. Wandel ek nog in Jotai Wafai se voetspore? Of het ek my eie pad begin loop? Tweede vraag. Voed ek my daagliks met die brood uit die hemel?
Leef ek op ou openbarings of leef ek op nuwe manna? Derde vraag. Het voorspoed wat ek nou beleef en ervaar, dalk jy ook? Het voorspoed my nader aan Jotty-Waffy gebring, of het ek hom vergeet? Onthou ek hom nog? Vraag 4. Is daar nog 7 nasies in jou lewe aanwesig, wat ek verdedig, in steede dat ek dit moet uitdryf? Verdedig ek nog my disfunksionele optrede? Vraag 5. Is ek deel van die bruid wat voorberei word, of is ek deel van godsdiens wat net kennis het? Miskien moet jy die 5 vrae neerskryf, en dalk moet jy miskien na hierdie sessie, moet jy dalk 'n debat voer met jouself, en as jy in 'n groepie by mekaar sit, dalk moet julle hierdie 5 vrae bespreek, aan die hand van hierdie boodskap. En weet jy mense, toe ek hierdie boodskap voorberei, toe besef ek, en daai hele verlede week se boodskap, wat het gaan aan? Ek het gesmeek. En my gebed vandag is dat die bruid sal smeek, dat ek en jy op die regte pad sal bly, want ons is in die hakskeen generasie. Sal ons luister? Sal ons antwoord ekef, omdat ek die keuse gemaak het om te wandel, daarom is daar gevolge, of omdat ek nie wil nie, en my hart is verhard. Ek neem vandag die besluit. Omdat julle luister, sal ek my verbond bevestig. En Yeshua kom vandag na my en jou, en hy klop in ons deur, en hy sê, ouens, as julle hierdie woord hoor, maak julle deur oop. Ek wil inkom, en saam met julle 'n maaltyd hou. En dit bring verbond. Dit bring die wandel op die noupad, die katospad. Die bruid, ek en jy is die bruid, ons is die eindtyd bruid. In hierdie profetiese lyn, in hierdie Torah porsie 46, ekef, omdat, as gevolg van, dat ons 'n voorbereide generasie sal wees, vir die bruidegom, wat gereed is om te kom. Ek vra vandag die vraag, hoe skoon is jou tabernakel? Shabbat shalom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, ons kom vanoggend en ons buig in aanbidding voor U aangesig. As ek so na hierdie woord luister, dan besef ek, ons is gebyt op een of ander area, deur die slang op die hakskeen. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van Elohim. Daarom bid ek in hierdie oggend, saam met elke persoon wat saam met my ingeskakel is, Vader, dat U ons sal help, dat U ons sal lei in die spore van geregtigheid om U naam en wil. Abba, hoe ons lewens nou lyk, is nie reg nie. Abba, ons staan voor U, ons kom heilig voor, maar ons is nie. Want daar's 'n pad, en daar's 'n weg, wat vir my reg lyk, Abba, maar die einde daarvan is die weer van die dood. En vanweë ons verharde harte, sien ons dit nie raak nie. Die woord sê dat julle sien, maar julle sien nie. Julle hoor, maar julle luister nie. Abba, hoe lyk ons lewens vandag voor U? As die soeklig van die Heilige Gees op ons val, wat spoel uit? As die druk op ons plaas, wat kom uit? Die woord sê, daar kan nie bitter en soet water uit 'n fontein uitkom nie. Dit is of bitter of te soet. Ons kan nie lou wees nie, ons is of warm of koud. Maar ek kan nie bekostig om lou te wees nie, want U woord sê, U sal my uitspoeg. Ek wil vandag terugkeer na U toe. Ek wil vandag Teshuvah. Ek wil eintlik vanoggend met my aangesig op die grond lê, en myself verootmoedig voor U aangesig, met afhanklikheid, met nederigheid en dankbaarheid, oor die genade wat U openbaar op my lewe en elke persoon se lewe wat ingeskakel is. Maar ons maak droog. Vergewe ons, asseblief, en dat ons met dieselfde gesindheid, die manier hoe U ons vergewe, dat ons ook ons skuldenaars sal vergewe, op dieselfde manier. Want U woord sê, as ons dit nie doen nie, dan sal U ons nie vergewe nie. Maar dat ons nie dit sal regredeneer, en dat ons onsself sal regverdig nie, want dis 'n verkeerde pad. Dis 'n hakskeen generasie wat gebyt is deur misleiding en verleiding.
Abba, help ons. Ons almal het seer gekry. En ons almal het ook seer gemaak. Asseblief almal, ons het U nodig. Gees van God. Abba, dat ons sal volg in die voetspore van Yeshua Messia, die gesalfde, ons verlosser en saligmaker, ons meester, ons bruidegom, ons Messias, dat ons sy voetspore sal volg. Elke dag. En dat ons sal terugkeer na ons eerste liefde. Abba, dit is my gebed. Dit is my roepe vandag, in die wonderbare naam van Yeshua Messia, die gesalfde. En ek dank U daarvoor. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was. Kan ek jou vanoggend seën met die seën wat opgeteken is in Numeri hoofstuk 6. Kom ek seën jou vanoggend. Hemelse Vader, ek seën vanoggend U volk. Dat U aangesig oor ons sal skyn asseblief. En dat U ons genadiglik sal wees van wie ons disfunksionele optrede. Dat ons weer in die pad sal kom. Dat ons hakskene in die regte rigting neergesit sal word. Abba, ek bid vanmôre dat U aangesig oor ons verhef sal word en aan ons die vrede gee. Die vrede wat hier die wêreld nie gee nie, maar die vrede wat net U kan gee. Help ons daarmee. Rus ons toe met daardie vrede. En ek bid in hierdie môre vir vrede by elke huis. Dat U Shalom vrede tasbaar gemanifesteerd sal wees by elke huis. Vader, dis my gebed en my roepe in Yeshua se naam. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie van my, Frik Weideman. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tot volgende Shabbat weer.